Daar is duisternis in die wêreld. Londen, In 1665 word Londen se populasie afgemaai deur die Groot Plaag. In die daaropvolgende jaar verwoes 'n rampspoedige vuur 'n groot deel van die stad. In Julie 2005 word Londen deur 'n reeks terroristiese bomaanvalle geruk. Parys, Die voorloper van die begin van die Franse Revolusie. Rome, Rome word heeltemal verwoes deur die Spanjaarde in 1527. Berlyn, Uitgelewer aan Rusland op 2 Mei 1945. Na gewigtige bombardering en gevegte is ongeveer 75% van die stad verwoes. Barcelona, Ingeneem deur Napoleon in 1808. Moskou, Met die uitdeel van geskenke tydens die kroningsplegtigheid op 18 Mei 1896 vertrap 2000 mense mekaar. Tokio, Hewig gebombardeer deur die Amerikaners in 1945. Sarajevo, 'n stad in Joegoslawië. In 1941 lei die sluipmoord op aartshertog Francis Ferdinand in Sarajevo tot die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog. Hiroshima, Op 6 Augustus 1945 word die stad grootliks verwoes deur die eerste atoombom wat in oorlogvoering gebruik is. Meer as 130.000 mense is dood of ernstig beseer. Dunkirk, Tydens die Tweede Wêreldoorlog is die hawe in Dunkirk heeltemal vernietig. Lockerbie, Die Lockerbie-bom was een van die mees bloedige aanvalle deur internasionale terroriste in die geskiedenis van die 20ste eeu. Amajuba, Gedurende die Boereoorlog van 1880-1881 verslaan die boere onder leiding van Piet Joubert die Britte by Amajuba, Waco, 'n stad in Texas. In 1993 vermoor David Koresh, ook bekend as die Messias van die Orde van Dawid, 80 kinders en hulle ouers. Dresden, Die stad in Duitsland word in 1685 deur 'n vuur verwoes. Op 13 en 14 Februarie 1945 word Dresden gebombardeer en ernstig beskadig deur Britse en Amerikaanse lugmag. Sharpeville, Tydens 'n jeugopstand op 21 Maart 1960 brand die polisie met vuurwapens op die jeugdiges los. My Lai, 'n nedersetting in Suid-Vietnam. Op 16 Maart 1968, tydens die Vietnamese oorlog, word 'n massamoord van 347 gewone burgers deur die Amerikaanse soldate gepleeg. Boipatong, 'n township naby Vanderbijlpark. In 1992 begin 'n aantal lede van die Inkatha Vryheidsparty links en regs in die donker skiet. 45 onskuldige slagoffers sterf in hierdie sinnelose slagting. Sint Helena, Sedert die jaar 1900 tot 1902 is sekere boeregevangenes gedurende die Anglo-Boereoorlog na Sint Helena verban. Auschwitz, 'n welbekende Nazi-konsentrasiekamp gedurende die Tweede Wêreldoorlog met 41.000 gevangenes. Armageddon, Grootskaalse konflik tussen die nasies, volgens Openbaring 16 vers 16. Toe het ek gesien dat die hemel geopen is, en kyk, daar was 'n wit perd. Hy wat daarop sit word getrou en waar genoem, en met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë was soos 'n vlammende vuur en op sy kop was daar baie krone. En hy dra 'n geskrewe naam wat niemand ken nie, behalwe net hy self.
Hy het klere aan wat met bloed deurweek is en sy naam is die woord van God. Op sy klere, by sy heup, is 'n naam geskryf: Koning van die konings en heerser van die heersers. En ek het gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leers saamtrek om oorlog te maak teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Die dier is toe gevang en saam met hom ook die valse profeet. Hulle twee is lewendig in die vuurpoel met brandende swaal gegooi. Hy het my toe deur die Gees na 'n groot en 'n hoë berg geneem en aan my die heilige stad Jerusalem gewys wat van God uit die hemel neergedaal het. Die stad was vol van die heerlikheid van God. Haar glans het net soos die van 'n baie kosbare edelsteen gelyk, soos kristalhelder jaspis. Die boumateriaal van die muur was van jaspis en die van die stad suiwer goud, so blink soos 'n skoon spieël. En die 12 poorte is 12 parels. Elkeen van die poorte is uit een parel gemaak. Die hoofstraat van die stad is van suiwer goud, so blink soos deurskynende glas. En die nasies sal leef in haar lig. En die konings van die aarde sal hulle heerlikheid na haar toe bring. Haar poorte sal bedags nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie. En niks wat besoedel is, en niemand wat iets gruweliks en vals gedoen het, sal ooit toegang tot haar kry nie. Slegs hulle wat opgeteken is in die boekrol van die lewe van die Lam. Here, vanuit die duisternis van die wêreld sien ons uit na 'n dag wat ons weet sal aanbreek, wanneer die poorte vir elkeen van ons oopgemaak sal word. Here, wanneer ons die ruiter op die wit perd sal sien en deel sal wees van die inwoners van die nuwe stad met die blinkgoue strate. Amen. Kom ons maak oop toe, dan bid ons saam. Here, as ons met u woord voor ons oop sit, dan kan ons bely saam met gelowiges oor duisende jare dat hierdie die woord van God is. Dat u op 'n manier wat ons verstand te bowe gaan, deur mense in hulle hele skryfproses en vertalings en oorlewerings, uiteindelik met elkeen van ons 'n boek op die skoot oop, op wit papier met swart letters, met ons praat deur hierdie woord. Here, ons twyfel nie vir 'n oomblik dat deur u Gees ons u stem hoor wanneer ons lees nie. Ons hou vas aan hierdie woorde, Here. Dis die bron van lewe. En wanneer ons vanoggend saam lees, is dit weer opnuut ons gebed. Spreek, Here, deur u Gees, deur die woord, want u dienskneg luister. Ons is so te sê aan die einde van die boek Openbaring. Vanoggend vier ons bruilofsfees, want Openbaring 19 is 'n hoofstuk vol vreugde en blydskap. Die Griekse woordjie Halleluja, wat beteken prys die Here, kom net 4 keer in die hele Nuwe Testament voor. En al 4 kere is dit hier in Openbaring 19. Openbaring 19 is 'n hoofstuk waarin God geloof en geprys word en waarin hy al die eer ontvang. Dis feesvreugde van die begin tot die einde. En nou sou mense jouself kon vra, wat is die rede vir al hierdie feesvieringe en vreugde waarvan ons lees? Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik terugdink aan 2 gedagtelyne wat baie sterk in die boek Openbaring voorkom.
Die eerste gedagtelyn, gelowiges kry swaar op aarde. Ons het gelees hoe God se kinders roep om hulp en uitkoms in 'n wêreld waarin dit lyk asof die goddeloses die oorhand gekry het. Ons het gelees hoe die duiwel alles in sy vermoë doen om die gelowige kinders van die Here te probeer knak. Maar die wonderlike ding wat ons reeds vroeg in Openbaring raak gelees het, is dat God nie sal toelaat dat die duiwel sy kinders van hulle geestelike lewens beroof nie. Ja, soms beland ons, wat kinders van die Here is, onregverdig in die spervuur. Maar God beskerm sy kinders se geestelike lewens. Terwyl hy die goddelose straf, omdat hulle teen hom gekant is, red hy sy kinders deur hulle van hulle sonde te verlos, sodat hulle ook 'n plek in die hemel kan hê. Dis beslis 'n rede om fees te vier. En dan die tweede gedagtelyn, daar's feesvreugde in Openbaring 19, want het ons gelees oor die onlangse paar weke, God het klaar gespeel met die duiwel en sy bose trawante. Van die begin van Openbaring af het ons gelees hoe God sy oordeel net so stukkie vir stukkie oor die goddelose wêreld voltrek. Sy oordeel tref nie die wêreld op een slag volledig en finaal nie. Want God wil eintlik nog vir die mense tyd gee om hulle te bekeer. Maar stadig, maar seker is hy besig om die wêreld te oordeel. En van hoofstuk 15 af het ons 'n tipe van 'n stroomversnelling beleef en word Openbaring se fokus ingestel op die eindtyd. Dit werk amper soos met 'n verkyker, waar 'n mens hier staan, maar jy kan ver vorentoe kyk, ver in die toekoms inkyk, wat daar gaan gebeur. Ek het verlede week gesê dat dit wat Openbaring vir ons wys oor wat in die toekoms gaan gebeur, het 'n beslissende invloed op die manier waarop ons vandag leef. Ons uitsig op die toekoms bied insig in die hantering van vandag. Dit wat ons in hoofstuk 15 en 16 en 17 en 18 met die verkyker gesien het, is dat daar 'n einde gaan kom aan God se geduld en sy verdraagsaamheid. Daar gaan 'n dag kom wat daar 'n streep getrek word waarby staan genoeg is genoeg. En dan gryp God in en hy oordeel die goddelose wêreld finaal en volkome. Die val van die groot stad Babylon, simbolies van alles en almal wat goddeloos is, waarvan ons verlede week gelees het my eintlik so 'n bietjie laat dink aan 'n afgebrande plaas opstal tydens die Boereoorlog. Foto's wat 'n mens daarvan gesien het. Daar's niks oor nie. Daar's net 'n paar swart verbrande bakstene wat daar lê en smeul. Verder niks. En net so sal daar niks van die goddelose Babylon oorbly wanneer God ingryp en hulle finaal oordeel. En terwyl God se oordeel oor die goddeloses vir baie mense traumaties is, hartseer is dit vir kinders van die Here 'n rede om fees te vier. Want dit is God wat die oorwinning bewerk het deur sy regverdige oordeel. God het oorwin deur sy groot mag. En daarom verdien hy al die heerlikheid. Hy het geluister na die noodroepe van sy kinders om tog regverdig op te tree en tog die goddeloses te oordeel. En hy het dit gedoen. Die duiwel, die bose magte en elke goddelose mens is finaal vernietig. Dit sien ons deur die verkyker.
En nou is die gelowiges besig om bruilof te hou in die hemel. Vers 6. En ek het iets gehoor, soos die klank van 'n groot skare, en soos die klank van baie waters, en soos die klank van swaar donderslae wat uitroep, Halleluja! Here, ons God, die Almagtige, het sy koningskap opgeneem. Laat ons bly wees in jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak. Sy is toegelaat om blink klere van suiwer fyn linne aan te trek, want die linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê die engel vir my, skryf dit neer. Gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruilofsfees van die Lam. Hy het ook vir my gesê, hierdie woorde van God is waar. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy sê vir my, moet dit nie doen nie. Ek is net 'n mededienskneg saam met jou broers, wat die getuienis oor Jesus huldig. Aanbid God, want die getuienis oor Jesus is die gees van die profesie. Hierdie vers vertaal eintlik so 'n bietjie moeilik, né? Dit lees nie baie lekker nie. Die 1983 vertaling maak eintlik bietjie meer sin. Die Engels sê, moenie voor my buig nie, ek is maar net 'n mededienaar, saam met jou en die ander gelowiges, wat aan die getuienis oor Jesus vashou. Aanbid God, want Jesus is die een wat die getuienis lewer, en die Gees is die een wat die profesie bring. 'n Groot menigte sing uit volle bors. Halleluja! Prys die Here. Hulle lied klink soos die gedruis van 'n waterval en soos die gedreun van swaar donderweer. Dis oorweldigend. Jy kan dit oral hoor. Hierdie Halleluja koor besing die grootheid van God. Hulle sê die Here, ons God, die Almagtige, het die koningskap opgeneem. Hy het nou op die troon gaan sit. Hy heers nou as die koning. Nou dat die bose magte finaal verslaan is, word die koningsheerskappy van God oral en deur almal erken. Julle sal onthou iewers vroeër in die boek het ek nogal gesê, dis hierdie twee dinge wat by mekaar moet kom. Ons weet nou reeds in die hemel word God en Jesus as koning erken, maar dis nog nie op die aarde so nie. Nog nie die almal wat op die aarde woon erken hom as die enigste koning. Maar nou lyk dit vir my daar breek tog so 'n dag aan. Die dag wanneer die bose verslaan is, dan sal almal in die hemel en op die aarde God as die koning en die heerser erken. Almal in die hemel en op die aarde word opgeroep om bly te wees, om te juig en om aan hom die eer te gee. Want die bruilof van die Lam het aangebreek. Ons self, of Christus self, hy is die bruidegom. Ons, die kerk, die gelowiges, ons is die bruid. Ons lees dat die bruid, dis die gelowiges, hulle self gereed gemaak het om aan die bruilofsfees deel te neem deur blink klere van suiwer fyn linne aan te trek. Nou hierdie blink klere is die regverdige dade van die gelowiges. Maar nou moet ek dalk hier so 'n bietjie stop. Met ander woorde, deur die kinders van die Here se regverdige optrede is hulle gereed om hemel toe te gaan en om deel te neem aan die bruilofsfees van die Lam. Maar wat het ons dan nou gedoen wat so regverdig is dat dit nou vir ons 'n plek in die hemel verdien? Word mens dan nie gered op grond van jou goeie en jou reg, word 'n mens gered op grond van jou goeie en regverdige dade?
Leer die Bybel nie, juist dan vir ons, 'n mens word slegs gered, omdat Jesus Christus aan die kruis betaal het vir ons sonde nie. So waar kom die gedagte dan vandaan van regverdige dade van die gelowiges? Kyk net 'n bietjie mooi wat staan daar in vers 8. Aan die begin van vers 8. En sy, dis die bruid, die gelowiges, is toegelaat om blink klere aan te trek. En daai blink klere is die regverdige dade van die gelowiges. So, die regverdige dade is nie dinge wat ons uit ons eie krag gedoen het en waarmee ons nou as dit ware vir onsself 'n plek in die hemelloop verdien het nie. Hier staan baie duidelik dat God ons toelaat om die blink klere aan te trek. So God gee dit vir ons as 'n geskenk. Ons doen dit nie self nie. En as ons gaan kyk na wat behels hierdie regverdige dade, dan sê vers 10, dis om vas te hou aan die getuienis wat Jesus Christus gelewer het. Met ander woorde, kom ons maak dit maklik. God vergun aan die gelowiges dit wat Jesus gedoen het, om dit as regverdige dade vir jouself aan te trek. Om dit aan te bied en te sê, as jy by die hemel kom, wat 'n regverdige dade het jy gedoen? Hier's Christus se dade. God het gesê, ek mag dit kom aanbied as myne. Dis nie ons optrede wat so regverdig is nie. Dis nie ons optrede wat ons laat hemel toe gaan nie. Dis Jesus Christus se sondelose lewe en sy sterwe aan die kruis en sy opstanding uit die dood. Dis wat so regverdig is. En ons word toegelaat om hierdie regverdige optrede van Christus deur die geloof vir onsself as 'n bruilofskleed aan te trek. En terselfdertyd bied dit dan ook vir ons toegang tot die bruilofsfees. Dis soos ons kaartjie om te kan ingaan. Julle moet dit so mooi hoor, want dis waaroor die vreugde gaan. Dis hoekom ons vanoggend self mooi opgedres kan sit, kan glimlag, die Here kan loof en kan prys, want dit gaan nie oor wat ek en jy op die aarde reg kry of nie reg kry. Dit gaan oor wat Jesus Christus gedoen het, dit wat hy reg gekry het. En ek en jy wat deur die geloof dit vir onsself kan vat. 'n Bruid gaan mos nie troue toe as sy nie 'n trourok aan het nie. En net so kan ek en jy wat Christus se bruid is, ook nie deel hê aan die bruilof van die lam as ons nie bruilofsklere aan het nie. En nou is die groot genade, Christus se dade is ons klere. Dis ons bruilofskleed. Omdat Jesus Christus aan die kruis gesterf het en uit die dood opgestaan het en sodoende die mag van die duiwel finaal gebreek het, kan Openbaring skryf, die bruid is gereed om die bruidegom Jesus Christus te ontmoet. In Openbaring 19 word Jesus egter nie net geteken as 'n bruidegom nie. Hy word ook geteken as 'n ruiter op 'n wit perd. In hoofstuk 16, vers 16 het ons gelees dat al die goddelose konings van die wêreld by 'n plek met die naam Armageddon bymekaar kom om teen Jesus oorlog te maak. En nou lees ons uiteindelik van die slag van Armageddon. Vers 11. Toe het ek gesien dat die hemel geopen is en kyk, daar was 'n wit perd. Hy wat daarop sit word getrou en waar genoem. En met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë was soos vlammende vuur en op sy kop was daar baie krone. En hy dra 'n geskrewe naam wat niemand ken nie behalwe net hy self. Hy het klere aan wat met bloed deurweek is en sy naam is die woord van God. Ek sal nou verder lees. Die wit perd simboliseer oorwinning. En op hierdie oorwinnende wit perd se rug sit Jesus Christus, die woord van God. Hy voer oorlog en daar op die slagveld oordeel hy regverdig.
Deur aan die een kant die goddeloses te straf omdat hulle aan God ontrou is, en aan die ander kant om die regverd of die gelowiges te red. Hoekom? Omdat hulle so goed is? Nee, maar omdat God hulle toegelaat het om Jesus se regverdige dade aan te trek as bruilofsklere. Die ruiter se oë was soos vlammende vuur. Hy sien alles raak en almal. Daar's niks wat sy aandag ontgaan nie. Daar's niks wat gebeur wat hy mis nie. Op sy kop draai baie heerserskrone. Sy klere is deurweek van die bloed van sy vyande. Tydens die oorlog by Armageddon reken hy af met die Satan, met die anti-kris, met die valse profeet, met elke goddelose mens wat teen hom in opstand gekom het. Vers 14. Toe het die leers wat in die hemel is, geklee in blink klere van suiwer fyn linne, hom op wit perde gevolg. Uit sy mond het 'n vlamskerp swaard gekom om die nasies mee te tref, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. Hy sal ook self die parskuip van die geweldige toorn van God, die Almagtige, trap. Op sy klere, by sy heup, is 'n naam geskryf: Koning van die konings en Heerser van die heersers. In 'n triomftog ry leers, skares, engele en gelowiges agter die ruiter op die wit perd aan. Ja, hulle ry agter die een aan wat die oorwinning behaal het, wat die nasies met 'n skerp swaard tref en wat die hele wêreld met 'n ysterscepter regeer. Sy naam is die koning van konings en die heerser van die heersers. Jy weet, vanuit ons menslike perspektief mag dit dalk lyk asof hierdie wêreld in duisternis gehul is. In die aanbieding vroeër vanoggend het ons gesien hoe wreed hierdie wêreld soms kan wees. Stede en mense voel aan hulle eie lywe die geweldige impak van die goddelose wêreld waarin ons woon. Maar vir gelowiges is dit moontlik om verby die goddelose wêreld te kyk. Verby die verskriklike optrede in Londen en Parys, Hiroshima, New York, Tokio en Dresden. Ons kan ons oë oplig en ons kan die ruiter op die wit perd in sy oorwinningstog sien. Hy wat in beheer staan van die ganse wêreld, het reeds die oorwinning behaal. Hy het die mag van die duiwel gebreek. En sy naam is die koning van die konings en die heerser van die heersers. Ek het vanoggend toe ons begin vir julle gesê dat terwyl die gelowiges besig is om die bruilof van die lam te vier, is daar ook 'n onthaal wat gehou word met klomp kos. Daar's omtrent 'n wat is ek ken nou net die Engelse woord, 'n carvery. Dis omtrent 'n vleismaaltyd, oorvloed wat voorgesit word, maar ek en jy is nie soontoe uitgenooi nie. En dis van hierdie feesmaal wat daar in die laaste verse van hoofstuk 19 geskryf word. En ek het een engel in die son sien staan. Hy het met 'n kragtige stem uitgeroep en aan al die voëls wat hoog in die lug rondvlieg gesê: Kom hierheen. Trek saam na die groot feesmaal van God om die vleis van die konings en die vleis van die Gilearde te eet. Die vleis van die magtiges en die vleis van perde en hulle ruiters. Die vleis van almal, vry mense sowel as slawe, geringes sowel as magtiges. En ek het gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leers saamgetrek het om oorlog te maak teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Julle, wat 'n ongelooflike stuk ironie is daar nie in hierdie verhaal nie. Die gelowiges sit by die bruilofsmaaltyd,
Maar die goddeloses is self die gruisame vleismaal van die fees vir die roofvoëls. Die vleisgeregte op die spyskaart bestaan uit goddelose konings en militêre leiers en magtiges en vryes en slawe en belangrikes en onbelangrikes, almal goddeloos. Geen goddelose gaan hierdie oordeel van God vryspring nie. Die duiwel en sy goddelose navolgers gee egter nie so maklik moed op nie. By Armageddon verklaar hulle nog 'n laaste keer oorlog teen Jesus. Vers 19. En ek het gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leers saamgetrek het om oorlog te maak teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Die dier is toe gevang en saam met hom ook die valse profeet wat in sy teenwoordigheid die tekens gedoen het, waardeur hy die mense mislei het wat die merk van die dier dra en sy beeld aanbid. Hulle twee is lewendig in die vuurpoel met brandende swaal gegooi. Die res van die mense is doodgemaak met die swaard wat gekom het uit die mond van die een wat op die perd sit. En al die voëls het hulle versadig gevreet aan hulle vleis. Jy weet, ek het eintlik in die week terwyl ek nou by die huis voorberei vir vanoggend bietjie so by myself gesit en lag kry vir die gedeelte. Mense hoor mos altyd van die slag van Armageddon. En ons almal dink dis hierdie verskriklike groot oorlog. Die grootste wat jy in jou hele lewe gesien het. Die monster uit die see en die goddelose konings kom daar met hulle leerskares en weermag by Armageddon bymekaar om oorlog te maak teen Jesus Christus. Die grootste veldslag in die geskiedenis het nou aangebreek. Jy hoor daarvan en jy dink, nou gaan die spaaks waai. Maar dan lees ons vers 19 en 20 en dan sien ons, die duiwel en sy trawante het eintlik nie eers kans gekry om hulle swaarde uit hulle skede te trek. Hulle het nog gedink hulle gaan oorlog maak. Daai manne sit nog in skoene vasmaak. Toe trap die ruiter op die wit perd. Hulle chunk sommer net daar af. Kyk net. Vers 19 sê, hulle het opgedaag vir die oorlog. Vers 20 sê, die hoofmanne, die dier en die valse profeet is gevang en lewend in die vuurpoel gegooi. Jy lees eers van die oorlog nie. Die res van die duiwelse leer is doodgemaak en daarmee breek die groot vleisfees vir die roofvoëls aan. Vers 21 sê, die roofvoëls het hulle dik gevreet van al die vleis. Dis die slag van Armageddon. Vir die ongelowiges amper teleurstellend niks. Julle, hierdie laaste hoofstukke in Openbaring is geskryf om vir ons vanuit 'n toekomsperspektief te laat verstaan wat die realiteit is waarbinne ons nou reeds leef. Die meeste van ons het 'n ernstig skeefgetrekte beeld van wat ons dink realiteit is. Ons kyk om ons rond. Miskien moet ek sê, ons kyk net om ons rond. En ons sien 'n wêreld wat in duisternis gehul is. Gelowiges word beledig en afgekraak en verneder en verkleineer. Ons loop deur onder bankrowe en kapings en aanvalle by ons huise. Mense word verkrag en vermoor. Gelowiges moet kinders, selfs kleinkinders, aan die dood afstaan. Dan is daar nog siektes, en daar's ongelukke, en daar's natuurrampe, en daar's ekonomiese ineenstortings. Ons sien al hierdie dinge raak, en dan dink ons, dis realiteit. Maar die boek Openbaring het 'n baie duidelike boodskap wat sê, dit is nie realiteit nie. Of dalk liewer, dis nie die volle realiteit nie. Want die woord van God wil nooit mense se lyding en hulle hartverskeurende swaar kry afmaak as iets kleins en onbenullig nie. Dit moet jy nie hoor nie. God het soveel begrip en empatie vir mense se swaar kry. Maar Openbaring wil vir ons wys
dat daar 'n groter werklikheid is. 'n Groter waarheid wat ons nie uit die oog mag verloor nie. As gelowiges mag ons nie na die hartseer ellende rondom ons kyk en dink dat ons daaraan uitgelewer is nie. Ons mag nie so vasgedraai word in vandag dat ons perspektief verloor op ons toekoms nie. Want as daar nou een ding is waarvan ons baie seker kan wees, dan is dit die realiteit van ons eindbestemming. Die dag van die Here sal aanbreek, wanneer die ruiter op die wit perd, die duiwel, die bose magte en alle goddelose mense finaal en volkome sal verslaan. Daardie dag, wanneer die goddeloses deur God se oordeel getref word, sal hulle opgedien word as maaltye in die gruisame en afstootlike vleismaal van die roofvoëls. Die gelowiges daarenteen sal aansit by die bruilofsmaaltyd van die lam. Dit is so opwindend om te weet dat ons aan die kant van die regverdige God en aan die kant van die ruiter op die wit perd ingedeel is. Uiteindelik, na baie swaar kry in hierdie bedeling, na 'n lang en 'n moeisame woestynreis, sal ons oorwinning saam met die koning van die konings en die heerser van die heersers beleef. Geen keiser, geen koning, geen president, geen menslike heerser kan Christus se plek inneem nie. Hy's enig en onfeilbaar. Ek en jy het nou reeds die uitnodiging na die bruilof van die lam. En dit behoort elkeen van ons opgewonde te maak. Want nou word die realiteit van ons eindbestemming eintlik die enigste realiteit waarbinne ons nou reeds elke dag leef. Ons leef nou reeds anders, standvastig, hoopvol, onwankelbaar en blymoedig. Die bruid is gereed om haar bruidegom te ontmoet. Dit behoort vir ons genoeg rede te gee om te volhard in hierdie wêreld. Amen. Here, ons het vanoggend ons diens begin en gesê, ons verlang na U. Ons het stikkend, ons beleef stikkendheid en seer op aarde. Ons het baie keer self die afdraai paaie gevat. Kom haal ons asseblief, Here, bring ons terug op die regte pad. Want Openbaring 19 maak 'n opgewondenheid in ons los. Iets wat ons kan laat glimlag deur die trane van die seer van hierdie wêreld. Here, ons het so seer, dit is so moeilik om hoopvol te bly as ons kyk na alles wat rondom ons gebeur. Hoeveel van ons eie mense so swaar kry en die duiwel so hard probeer om ons te knak. Maar Here, dankie dat ons hoop het. Dankie vir 'n verkyker, vir 'n toekomsperspektief. Hierdie gaan nie vir altyd aanhou nie. Here, daar gaan 'n dag kom en dan gaan ons 'n laaste basuin blaas en ons gaan by die bruilofsmaaltyd van die lam aansit. En daar sal 'n plek wees vir enige goddelose, enige bose
enige slegte ding. Dankie dat ons kan bid en vra dat U asseblief in die tussentyd U hand oor ons sal hou. Dat U ons sal beskerm, Here, soos wat U beloof in Openbaring. En dat ons uiteindelik ook sal volhard en die oorwinning sal behaal. Ons loof en prys U naam. Amen.